Ek groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, op hierdie Dinsdag, die 28ste April, 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 072 02 02 615. Jy weet, Jesus het, toe hy geleef het as mens in die vlees, daar in Israel, het hy baie stories vertel, baie gelykenisse. En een van hulle was, volgens Lukas 20, die gelykenis van die landbouers, wat jy ook kan kry in Matteus 21 vers 33 tot 46, kry in Lukas 20 vers 9 tot 18. Toe begin hy aan die volk hierdie gelykenis te vertel. 'n sekere man het 'n wingerd geplant, en dit aan landbouers verhuur en vir 'n geruime tyd op reis gegaan. Nou die Vader het vir Israel die beloofde land gegee. En hy het gesê, dit gaan 'n vrugbare land wees. 'n mandjie vrugte is daaraan gesien, maar God het heeltyd vir hulle profete gegee, om hulle te waarsku, om hulle te bemoedig, om hulle te bekragtig, om hulle te versterk, om hulle leiding te gee. Maar wanneer hierdie profete hulle gewaarsku het oor die toorn van God, oor die onheil wat hulle oor hulle self bring, wou hulle nie luister nie, en hulle die profete doodgemaak. Geestelik, selfs fisies. En dan in Johannes 20 lees ons natuurlik weer 'n keer van 'n wingerd. Johannes 15. En dit was een van Jesus se laaste onderwysings aan sy disippels. Hy het gesê, ek is die ware wynskop en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou, dit is nie lekker wanneer ons skoon gemaak word. Dit is nie lekker wanneer hy dooie takkies van ons afgeknip word nie. Maar dit is daar sodat ons meer vrug kan dra. Want wanneer ons deur daai tug gaan, wanneer ons deur daai verdrukking gaan in ons eie lewens, elkeen wat 'n roeping op sy lewe het, sal daai deurgaan. Dit is soos die goud in die smeltkroes, dit moet gebrand word. En so gaan ons ook deur dit, sodat ons meer vrug kan dra. Maar jy sien, daar is mense wat dit nie aanvaar nie, wat dit wil verstoot, wat nie regtig vrugbaar wil wees nie, omdat hulle deelgenoot is eerder aan die wêreld as aan die Vader. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het, sê hy toe vir sy disippels, maar ek sê vir jou vandag, jy en ek is ook reeds rein deur die woord, nie deur woorde van mense nie deur hierdie mooi praatjies waarna almal wil luister nie. Nee, deur die woord van God wat ons op die regte pad lei, wat partykeer swaar is om te dra. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dan gaan ons na Jesaja. Jesaja 5. Laat my tog sing van my beminde, met 'n hoofletter B. 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Nou Israel was hierdie vrugbare heuwel. So is ek en jy vandag deel van die wingerd wat wedergebore is in Christus. Elkeen van ons. En hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal. Ja, dit was skoon gemaak, sodat die grond vrugbaar kan wees. En dit beplant met edel wingerdstokke. En hy het 'n toring daar binne ingebou en ook 'n paar skyp daarin uitgekap, en hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring.
Nou die Heilige Gees vrug is die mooi vrugte. En die wilde druiwe is die bose vrug. Dit wat kwaad is, dit wat jaloers is, dit wat wil moord doen, dit wat steel. Nou dan, inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarop het ek verwag dat dit druiwe sou dra en dit het wilde druiwe voortgebring? Jy sien, waarom sou God vir my en jou die kans gee om wedergebore te word en daar word wilde druiwe gedra? Die sondige mens kom nog steeds na vore. Hoekom? Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doringheining wegneem, sodat dit verwoes word. Ek sal my muurstukken breek, sodat dit vertrap word. En ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels, en ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Jy sien, daar's twee verskillende maniere hoe ons hierna kan kyk. Die een is die wat ongehoorsaam is en ongehoorsaam bly, en dit is wat God aan hulle gaan doen. Dis wat die woord sê. Maar die wat nog steeds in die Here wil bly, wat nog steeds 'n goeie hart het, hy snoei hulle, so daar's 'n verskil, sodat hulle meer vrug kan dra. Dit is hulle wat skuldig voel, dit is wat hulle seer, hulle voel seer wanneer hierdie dinge gebeur. Nie kwaad nie, seer, daar's 'n verskil. Want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging, en hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting op geregtigheid, maar kyk, dit was 'n geskreeu. Wee hulle wat huis aan huis trek, akker aan akker voeg, totdat daar geen plek meer is nie en julle alleen grondeienaars in die land is. In my ore het die Here van die leerskare gespreek, waarlik baie huise sal 'n woestynny word. Die grootes en mooies sonder inwoner, want 10 morg wingerd sal een enkele bad oplewer. Met ander woorde, daar gaan baie min opregtes wees wat die Here dien. Luister baie mooi wat hierdie woord van Jesaja sê. Jesaja 5, en gaan lees dit self. Jesaja 5, Lukas 20 vers 9 tot 18 en Johannes 15. Want 10 morg wingerd sal een enkele bad oplewer en 'n homer saad sal 'n eva opbring. Want die woord sê vir ons, nou is die poort en min sal dit vind. Maak jy seker dat jy een van die min is. Wee hulle wat vroeg in die môre klaar maak om sterk drank na te jaag, wat in die nag laat opbly terwyl die wyn hulle verhit. En daar is siter en harp en tamboeroen en fluit en wyn by hulle maaltyd, musiek. Maar op die dade van die Here gee hulle geen ag nie, en die werk van sy hande sien hulle nie. Vers 12 is waar ek eindig. Wat ek vir jou wil sê vandag, maak seker jy bly in die wynstok van Christus. Maak seker jy aanvaar dit wanneer jy so bietjie gesnoei word, wanneer die dooie takkies afgesny word, wanneer God jou wil hê om meer vrug te dra. Moenie deel wees van die mense wat die genot najaag, wat sterk drank en partytjie wil hou die hele tyd nie. Moenie daarvan deel wees nie, want jy gaan uitgewerp word. Gaan lees hierdie skrifte en verstaan wat die woord van die Here sê, deur die Heilige Gees in Jesus naam. Moenie agterbly nie. Moenie deel wees van die groot getalle nie. Wees deel van die noupoort, waar die min dit vind. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord, Here. Dankie dat U ons sny. Dankie dat U ons deel gemaak het van die geslag van Abraham, dat ons hierdie woord kan inneem, dat dit ook vir ons bedoel is, omdat ons ook U kinders is, omdat ons ook deel van die wingerd is. Vader, maar help ons om veel vrug te dra. Nie wilde druiwe nie, maar vrugbaarheid, gesonde vrug, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.